Die hoofstuk arbeid gaan ons nou meer in detail gaan. Arbeid kan as 'n vraag saam met momentum gesit word. So jy gaan 'n momentum vraag kan kry en aangeheg aan daai momentum vraag kan jy 'n arbeid vraag kry. So kom ons gaan 'n bietjie dieper. Ons weet dat energie nie geskep of vernietig kan word nie. Energie is nodig om werk te kan verrig. So hier wat dit nou vir ons nou gaan in berekening gebring word, is die energie wat 'n motor, wat 'n voertuig, wat 'n persoon of 'n voorwerp, wat se soort werk moet hy verrig, wat se hoeveelheid energie moet hy gebruik om 'n voorwerp te laat beweeg. Daar is alledaagse gebruike van die woord werk en arbeid. Ons gaan met die simbool W werk, wat verteenwoordig arbeid en werk. So wat is arbeid in fisika? Arbeid word verrig deur 'n inwerking van 'n krag op 'n voorwerp en die voorwerp 'n verplasing ondergaan. So daar gaan 'n krag moet wees wat op die voorwerp inwerk. Ons ken dit as ons Newtonkragte. Dieselfde, ons het 'n toegepaste krag, ons het normaalkrag, ons het wrywingskrag en ons het gravitasiekrag wat ons op hulle werk. Ons gaan elkeen se werk moet gaan bereken. Nou daar is meer as 2 metodes. Ek gaan albei vir julle wys. Julle moet gaan kies wat se ene vir julle die gemaklikste is. So as ons nou gaan kyk na hierdie spesifiek, hierdie was so te sê 'n definisie van arbeid. Word verrig deur 'n inwerking van 'n krag, so daar's krag en ons het verplasing. So arbeid verrig op 'n voorwerp met 'n konstante krag F. Kom ons begin met 'n krag F. As ons na ons basiese formule gaan kyk, hy word vir julle so op die formuleblad gegee, is dit die krag wat op 'n sekere afstand, of ons ken dit nou as ons verplasing ondergaan. So F is in Newton, dit is die grootte van die krag. So as ons byvoorbeeld nou gaan uitwerk wat is die toegepaste krag, dan werk jy net met die toegepaste krag. Soos werk met die wrywingskrag, werk jy net met die wrywingskrag. Delta X is die grootte van die verplasing. Dit is normaalweg die afstand wat vir ons gegee word. So byvoorbeeld die voorwerp het 8 meter beweeg. Dan het ons die hoek. Dit is die hoek tussen die krag en die verplasing. Ek gaan dit vir julle wys hoe om dit kan raaklees en aflees. Moet asseblief nie de mekaar raak met die theta wat ons in Newton se wet gedoen het en wat ons nou gaan doen nie. So wat ons nou nog uit moet gou na kyk is arbeid is 'n skalaar en hy het 'n spesifieke eenheid. Sy eenheid is joule. Partykeer kan ons sien in die eksamenvraag gee vir ons 'n ander eenheid vir arbeid. In plaas van om joule te sê, gaan dit Newton per meter wees. Nou wat dit beteken is as jy 1 joule arbeid verrig, is dit wanneer jy 1 krag Newton oor 'n afstand van 1 meter verplaas. Hou maar net in gedagte, soos ons dit altyd gedoen het, is jy moet maar net onthou, daai kan 'n ander eenheid ook wees vir ingeval dit vir jou op jou veelkeuse vraag gee. Dan volgens ons eksamenriglyne moet jy kan onderskei tussen 'n positiewe arbeid verrig en 'n negatiewe arbeid verrig op 'n voorwerp. So hierdie moet jy net so gaan leer. Nie woord vir woord nie, jy moet dit net vir ons kan onderskei en beskryf. So die eerste ene, as 'n toegepaste krag inwerk op 'n komponent wat in dieselfde rigting as die beweging werk, sal 'n positiewe arbeid verrig word. So in hierdie geval sal die voorwerp waarop die toegepaste krag is, energie bykry. So dit is wat ons nou noem ons positiewe. Hy het energie bygekry. Dit is normaalweg by jou toegepaste krag en hierso is 'n spesifieke woord wat ons mee gaan baie werk, in dieselfde rigting. Dan kyk ons gou na die ander kantstene. As die rigting van die beweging en die toegepaste krag teenoorgestelde is, sal dit 'n negatiewe arbeid verrig word. So in hierdie geval gaan energie verlore gaan en die voorwerp wat die krag uitoefen kry die energie by. So hou maar net dit in gedagte. So die een energie waar die verlore gaan die ander krag bykry. Ons gaan nog leer van dit met die bou van energie. Kom ons begin by die basies begin. Arbeid verrig as die krag en verplasing in dieselfde rigting beweeg. So wat ek nou hierso het is ek het nou 'n toegepaste krag
wat nie op 'n hoek is soos ons in die Newtonwette gedoen het nie. Ek sal dit nog vir julle verduidelik. Kom ons kry net eers die basies reg. In die rigting van beweging gaan ek nou, of julle kan dit ook doen, gaan julle nou 'n lyn trek waar julle met julle grade gaan begin werk. Dit is waar die cos theta nou in berekening gaan kom. So in die rigting van beweging gaan ons met 0 grade begin. So as ons gaan kyk na ons formule, ons basiese formule is W is gelyk aan krag, die verplasing, ons het ons verplasing, julle sal dit vir jou normaalweg gee of op die skets of in jou vraag spesifiek, en daai cos theta het te doen nou met die hoek van die beweging van verplasing, so ons gaan met die lyn werk, sy beweeg in hierdie, dan gaan ons begin met die hoeke werk. So in die geval, gaan dit dan wees W, jou toegepaste krag, ons gaan nou die werk gaan bereken van die toegepaste krag, jy gaan die krag vat van die toegepaste krag, sy afstand wat hy was, en in watter rigting beweeg ons toegepaste krag. Dit beweeg in dieselfde rigting, en jy kan sien hy's parallel met die 0 grade, so ons gaan met 0 grade werk. So eenvoudig soos dit, as ons met ander hoeke gaan werk, gaan ek vir julle wys waarom dit in te sit. Maar die cos theta verteenwoordig van die hoek van beweging, so as in die oorspronklike rigting beweeg, is dit 0 grade, en dan werk jy van daar af as ons na die ander kragte toe beweeg. Kom ons kyk gou na 'n voorbeeld met die basies een. Hulle sê daar vir ons, 'n motor beweeg langs 'n reguit horisontale pad. 'n Krag van 500 Newton word op die motor toegepas. Ons toegepaste krag is dan die motor wat 500 Newton gee, in die rigting van beweging om dit te laat versnel. Terwyl die motor versnel, dek dit 'n afstand van 20 meter, so dat ons verplasing. Bereken die arbeid verrig op die motor, so ons wil eintlik weet wat is die toegepaste krag. So eers wat jy gaan doen is, jy gaan eers die formule gaan neerskryf. Ons weet die formule is W is gelyk aan F delta X cos theta. Ons het gesien hulle soek werk, hulle het vir ons die toegepaste krag gegee en hulle het vir ons vir delta X gegee, die verplasing. Hoe gaan ons dit nou invul? Ons gaan dan die toegepaste krag wat 500 Newton was invul. Ons het die verplasing van 20 en dan is dit weer cos 0. Hoekom is dit cos 0? As ek nou nie vir die prentjie gegee het nie, ons weet, volgens soos ons net gesien het, is ons werk in die rigting van beweging is waar ons 0 grade begin. Hierdie toegepaste krag is ook parallel met ons, so ons aanvaar is op 0 grade. Kyk maar net mooi na dit elke keer. En dan kry ons 'n waarde van 10.000 joule. So hierdie is besig om 'n positiewe arbeid te verrig, want hy is besig om energie by te kry met die toegepaste krag. Ons het nou met die toegepaste krag gewerk, so nou beweeg ons oor na ons normaal krag toe en ons gravitasiekrag. Dit is nou te doen, as julle al gesien het met die prentjie, dit het te doen met 'n voorwerp op 'n plat oppervlakte, horisontaal, daar's nie 'n beskynsvlakkie. So hulle sê vir ons, arbeid verrig as die krag en verplasing loodreg is. Daarso sê ons nou, geen arbeid word verrig op 'n voorwerp wat teen 'n konstante snelheid beweeg, indien die krag en die verplasing loodreg tot mekaar is. So dit sê weer vir ons, as ons volgens ons wiskunde aandink, wat gee vir ons 0 as ons dink aan 'n hoek? Cos 90 gee vir ons 0 en cos 270. So hierso gaan ons dit nou maar net moet ook in berekening bring. So ons het ons basiese formule, ons gaan hom die hele tyd gebruik. Wat nou gaan gebeur is, as ek vanaf die rigting van beweging gaan, na my normaal krag toe, gee dit vir my 'n hoek van 90 grade. So as ek die werk wil bereken van die normale krag, is dit jou normale krag. Partykeer gee ons hom nie vir jou nie, jy moet hom bereken, maar partykeer is dit nie nodig nie. So jou normaal krag, die afstand, jou verplasing wat hy beweeg het, en dan is dit cos 90. Dit is nou waar die 90 inkom. Vanaf die rigting van beweging wat ons gesê het is 0 grade tot by ons normaal krag was 90. So cos 90 wat 0 was, so jou normaal krag se werk is altyd 0. Soos ons het nou net daarbo gesien, daar's geen arbeid. As ons gaan kyk na ons gravitasiekrag, ons gaan nog steeds met 0 grade werk, want dit is die rigting van beweging. Nou as ons hom vat, dan vat ons hom
Regom 180 plus die addisionele 90, ons werk altyd vanaf ons rigting van beweging as 0 grade. So hierdie werk uit op 270 grade. So as jy gravitasiekrag, ons werk nou gravitasiekrag apart uit, jy gaan werk gravitasie uit, M mal G. Die afstand het beweeg het, dit is nog steeds daai afstand, ek het maar net die twee opgedeel. So ons werk nog steeds met die afstand wat gegee was, en nou is dit kos 270. Wat gee kos 270 vir ons? 0. So enigiets wat jy hier by gravitasie en die verplaassing skryf, gaan jy nog steeds 0 gee. Hoekom is hy so? Want hy is loodreg. Hy is nog steeds 90 grade, hy is nog steeds loodreg. So dit sê vir ons geen arbeid word hierso verrig nie. So hou maar hierdie nou in gedagte soos ons verder aanbeweeg. Volgende is die arbeid verrig op wrywing. So as ons nog gaan kyk, ek gaan nog steeds die toegepaste krag insit hierso, want ek het nou nie 'n vraag daar spesifiek ingesit nie. So ons gaan sê hy is besig om nou na regs toe te beweeg. Ons weet in die rigting van beweging met die 0 grade. Nou wil ek vra, in plaas van waar ons nou die gravitasiekrag nog gaan bereken het, normaal krag bereken het en die toegepas, wil ek nou spesifiek die werk gaan bereken vanaf ons wrywingskrag. So ons weet wrywingskrag is in die teenoorgestelde rigting. Ek gebruik klein f. Ek gebruik nie f nie, dit is net vir my 'n bietjie te veel. So ons gebruik die klein letter f. Dan gaan ons nou weer die formule gaan toepas. Gewoonweg die formule, daai is nou die spesifieke krag wat ons mee gaan werk. Ons gaan nou gaan kyk daarso, ons moet nou eers vir ons gou theta gaan bereken. So ons werk vanaf ons rigting van beweging wat 0 is. Ons weet hy is in die teenoorgestelde rigting, so dis 'n volle 180 grade. So as ons so moet gaan invul, is dit die werk van die wrywing is gelyk aan die wrywingskrag, die verplaassing wat hy beweeg het, kos 180. So kom ons gaan doen gou vinnige som met hierdie spesifieke. Ons kyk gou na ons voorbeeld. Hulle sê hierso 'n motor verminder spoed wanneer 'n krag van 300 Newton toegepas word in die teenoorgestelde rigting van beweging. Ons toegepaste krag moet ons nou hierso sien as die wrywingskrag. Hoekom? Want hy is besig om in 'n teenoorgestelde rigting te beweeg, so hy is besig om die kar stadiger te laat beweeg. Dis hoekom ons nou dit as ons wrywingskrag raak sien. En hulle sê hy beweeg vir 25 meter vorentoe. So ons moet nou net mooi gaan kyk, wat se rigting is van beweging. Hy is nog steeds besig om vorentoe te beweeg, maar hy verminder maar net sy spoed. So dit bedoelende hy is nog steeds besig om vorentoe te beweeg, hy ren net al hoe stadiger. So rigting van beweging is dan regs. Ons gaan weer hierdie kant moet gebruik as ons 0 grade. So kom ons kyk hoe gaan ons hierdie som doen. Ons gaan nou net met wrywingskrag kan werk hierso, want ons het vir jou die spoed gegee van hy verminder, so dit is nie die wrywingskrag. So as jou wrywingskrag, die verplaassing en kos theta. Wat was die krag van ons wrywing? Was 300. Ek het hom nie as 'n minus hierso gaan insit. Dit is die werk van die kos om vir ons som 'n positief en 'n negatief te maak. So hierso gaan ons nou 300 insit. Die verplaassing was 25 en dit was kos 180 want hy het in 'n teenoorgestelde rigting wat ons normaalweg 180 hier gaan gebruik. As ons hom uitwerk, kry ons minus 7500 joule. So dit sê weer vir ons, dit is besig om 'n negatiewe arbeid te verrig. So dit is net so eenvoudig soos dit. Daar is ander metodes wat ek vir julle nou gaan wys, maar dit is eers nie volgende video's. By ons volgende is dit ons gaan nou met die arbeid verrig as die krag en verplaassing nou teen 'n hoek is. So ons het net nou gesien wanneer ons toegepaste krag horisontaal was, nou gaan kyk ons waar hy op 'n skynste is. Nou van hier af kan jy dit op twee metodes doen. Normaalweg moet jy nou maar gaan kies wat sien is vir jou die gemaklikste. Jy moet albei ken, maar jy moet maar gaan kyk wat sien is vir jou die gemaklikste vir die eksamen vrae spesifiek. Albei is nog steeds geldig in die eksamen. So as ons gaan kyk daarso, ons gaan weer met die gewone basiese ene werk. W is gelyk aan F delta x cos theta. Nou as ons gaan werk hierso, nou sien julle daar is daai hoek spesifiek. Daai hoek word vir ons gegee. Ons gaan hom nou gebruik by die groen. By hierdie geval.
Dit is die een pad. So ons gaan die werk van die toegepaste krag bereken, so jy gaan die toegepaste krag gebruik. Jy gaan sy verplasing insit en ons weet daai hoek daarso sê vir ons dit is vanaf die rigting van beweging gaan jy hom gaan uitwerk tot waar hy raak aan ons toegepaste krag. Normaalweg gee hulle vir jou die hoek of jy moet hom gaan bereken. So daai theta verteenwoordig dan hierdie theta. As ons na die ander kantstene nou gaan kyk. Dit hang nou maar af hoe julle dit in die klasse gaan doen en hoe dit jy verstaan. Ons weet normaalweg ons kan ons toegepaste krag volgens Newtonwette in X en Y komponente toe verander. So ons kan hom gaan verander deur die X komponent en deur die Y komponent. Wat nou hier gaan gebeur is, nou moet jy net baie versigtig wees. So die werk van die X komponent, so jy gaan jou X komponent moet gaan bereken. Ons weet om die X komponent volgens Newton se wet te gaan bereken, is jou toegepaste krag kos theta. Dan is dit jou verplasing en dan daai hoek. Daai hoek is in die rigting van beweging. Dit is nou te sê hy beweeg in die rigting van beweging, so dis nog steeds 0 grade. Kyk net mooi vir dit. As ons die Y komponent gaan vat, gaan ons dan syne gaan bereken. So dit is weer daai spesifiek, jy het gesien, die ene was ons nou parallel met die ander ene gewees, soos kom hy 0 grade was. En dan ons Y komponent is weer loodreg, so daai theta word dan 90. Die theta wat geheg is aan jou toegepaste krag van sin theta is soos ons komponente geleer het. So dit gaan daardie theta wees. As ons hierdie twee bymekaar gaan tel, as ons die X en Y komponente se werk bymekaar gaan tel, gaan dit weer vir ons die oorspronklike WFA gee. Ek sê klaar vir julle, moet nou nie dink hierdie is die langer pad nie. Dit is nie altyd die langer pad nie. Die pad is baie makliker as hierdie pad. Dit hang af wat vir jou gemaklik is. Hulle sê vir ons nou byvoorbeeld 3, 'n krag van 200 Newton word uitgeoefen teen 'n hoek van 37 grade met die horisontaal op 'n trolly oor 'n gladde oppervlakte. So wat vir ons sê is daar's nie wrywing nie. Indien die trolly 'n afstand van 10 meter beweeg, hoeveel arbeid word dit deur die krag op die trolly verrig? So ons gaan nou spesifiek net gaan uitwerk op die toegepaste krag. So ons eerste metode, ek gaan al twee metodes wys. So ons eerste metode is ons gaan die werk gaan bereken van die toegepaste krag deur om die toegepaste krag te vat en dan die hoek spesifiek. So dit is dan 200 mal 10 kos 37. Hoekom sê ek 37 hierso? Want in die rigting van beweging is 0 grade en ons het hom gaan meet tot en met 37 grade. As ons hom uitwerk, kry ons 'n waarde van 1597,27. Dis lekker eenvoudig. Jy kan hom so gaan doen. As jy apart wil gaan bereken enige tyd, ons sal nog leer van die netto arbeid. Dit is nou waar jy kan kies wat sien of vir die gemaklikste gaan wees. So by die volgende ene, nou gaan doen ons net gou die ander kantstene waar ons die komponente gaan opbreek. So ons gaan eers die X komponent gaan bereken. Hoe werk ons die X komponent? Ons gaan werk die X komponent uit volgens Newton se wet. So dit is 200 kos 37 mal 10. Dis nou kos 0. Hoekom? Want as ons die X en Y komponente gaan inteken, dan is hierdie ene parallel met die rigting van beweging. Dis hoekom hy 0 is. Dan kom ons uit by 'n waarde van 1597,27. So daar begin iets nou raak gesien te word. As ons die Y komponent gaan bereken, is dit dan 200 sin 37 mal 10 kos 90. Hoekom kos 90? Want hy was loodreg. Ons het geleer of nou net gesien, loodreg sê vir ons, hy het geen arbeid wat verrig word nie, so dis 0. As ons hom bymekaar gaan tel, dan kry ons dan dieselfde waarde 1597,27 joule. So normaalweg gaan jy nie eintlik die Y-komponent gaan bereken nie. Jy kan kies wat sien vir jou gemaklikste is. Nou skuif ons nou na 'n voorwerp wat nou op 'n skynsvlak is. So arbeid verrig op 'n voorwerp wat teen 'n helling beweeg, so dit is nou 'n grouwe oppervlakte. So dit is hoekom jy jou Newtonwette redelik moet baie goed ken, want ons gaan nog ons netto arbeid doen. Dit is waar ons al die kragte bymekaar gaan sit. So hierso wil ek nou het ons nou klaar van die toegepaste krag gewerk. Ek kan nou so wys vir julle. Ons het klaar uitgewerk hoe om met toegepaste krag te werk. Daai is ons steeds die rigting van beweging, so ons aanvaar daai is nog 0 grade in die rigting van beweging.
So nou dink mense, waar gaan ons hierdie theta in berekening bring? Dit is nou te doen met gravitasiekrag spesifiek. So wat ons nou gaan doen, ons weet normaalkrag hierso gaan loodreg wees. Ons weet wrywingskrag is ons steeds 180. Nou moet ons begin skuif na gravitasiekrag toe. Gravitasiekrag, ons het hele meerderheid van die tyd geleer, het ons geleer van die gravitasiekrag kan ons opdeel in komponente ook. So ek gaan weer vir julle al twee metodes wys. So ons basiese formule lyk nog weer dieselfde. Dit is W is gelyk aan F delta X cos theta. Nou moet ons eers vir beta gaan bereken as jy die eerste metode wil gebruik. So om hom uit te gaan werk, gaan jy eers daai driehoekie moet gaan bereken, die binnehoek van 'n driehoek. Ons weet daai hoek is loodreg daar spesifiek soos 90. So jy kan eintlik dan vir beta sien as 90 minus daai spesifieke hoek. Ons ken daai mos nou as die binnehoek van 'n driehoek. So as ons hom gaan uitwerk, as ons die gravitasiekrag wil bereken, gaan jy gravitasie gaan uitwerk soos normaalweg m mal g. Die afstand wat hy beweeg het, so dit was die verplasing wat beweeg het. Dan is dit cos. Nou moet jy net baie versigtig wees hierso. Jy gaan die 180 plus daai hoek moet gaan bytel. Daai hoek is beta. Ek het dit beta gemaak om dit vir ons makliker te maak. Dit is normaalweg 90 minus die hoek van die skynsvlak. Ons het nou deur metode 1 nou gegaan. Metode 2 is waar ons volgens Newton se wette ook gravitasiekrag kan opdeel. Ons kan dit gaan opdeel, ons gravitasiekrag in Fg parallel. Ons weet hy is saam met die wrywingskrag, want die blok is besig om terug aarde toe te probeer beweeg deur gravitasie. En ons weet dat ons loodreg is met die oppervlakte is ons nou ons normaalkrag en Fg loodreg. So daar met die woord loodreg wil ek klaar weer vir julle 'n leiding gee. So ons gaan hom nou ook sommer gaan doen. So ons gaan eers vir Fg parallel gaan bereken. Hoe werk ons vir parallel uit? Dit is ons gravitasiekrag sin die hoek van die skynsvlak, die verplasing, en hierdie word nou cos 180. Hoekom word dit cos 180? Want in die rigting van beweging, want ons het hom as 'n toegepaste krag, so hy is besig om opwaarts te beweeg. So ons gaan vaar hy so volle 180 grade. So dis 180 daarso. As ons hom gaan uitwerk, dan as ons gaan kyk na ons loodreg teenoor, hoe werk ons weer loodreg uit? Dit is dan ons gravitasiekrag cos die hoek wat vir ons gegee is, weer die verplasing, en hierdie word nou weer cos 270. Hoekom? Want is vanaf 0 verby ons vlak tot en met 270 grade. Ons weet nou hierso, hy is loodreg, so ons aanvaar uit geen uitwerking nie, want cos 270 is 0. So as jy die twee dan bymekaar gaan tel, gaan jy dan die werk gaan kry, soos by metode 1 dieselfde waarde. Kom ons kyk gou na 'n voorbeeld. Voorbeeld 4. 'n motor met 'n massa van 50 kg beweeg teen 'n helling van 15 grade. 'n krag van 500 Newton word op die motor toegepas in die rigting van beweging om dit te laat versnel. Terwyl die motor versnel, dek dit 'n afstand van 20 meter. Bereken die arbeid wat op gravitasie verrig op die motor. So ons moet nou die arbeid bereken van gravitasie. So ons gaan nie met die toegepaste krag werk nie. Ons sal dit nog verder doen in die toekoms. So kom ons gaan doen eers metode 1. So metode 1 sê vir ons daarso, ons gaan die werk van gravitasie gaan bereken. So ons gaan gravitasie moet kry, ons verplasing kry en dan die hoek. Hoe gaan ons nou hierso werk? So dit is m mal g wat 50 mal 9,8 was, mal 20 mal cos. Nou soos ek vir julle gesê het, dit was 180 plus beta. Daai beta was 90 minus die hoek wat vir ons gegee is van die skynsvlak. So dis 90 minus 15. As ons hom gaan uitwerk, kom ons uit by minus 2536,43 joule. So daar het ons die arbeid, hy is negatief. So kom ons doen dit gou met die volgende metode. Ons weet so te sê klaar dat Fg loodreg 0 gaan wees. So eintlik ons werk eintlik nou net die hele tyd hierso met die parallelle krag. Ons gaan werk dit net uit om seker te maak. So Fg parallel is dan 490 sin 15, want dit is volgens Newton se wet om parallel te gaan bereken.
Dit is die afstand wat gedek was, kos 180. Hoekom is dit 180? Want hulle vir ons gesê beweeg opwaarts en ons het FG parallel in die teenoorgestelde rigting. Hy's besig om die voertuig of die motor af te druk af aarde toe. As ons hom gaan uitwerk, kom ons uit by minus 2536,43 joule. Selfs as ons net al gekry het. As ons net moet dubbel seker maak, as ons die gravitasiekrag gaan bereken met die loodregte komponent, so is dan 490 cos 15, 20 en daai word weer cos 270. Hoekom is dit cos 270? Want dit was hier op 0, 180 en 270. En ons werk uit, hy kom ook weer by 0 joule uit. So as ons dit by mekaar gaan tel het, kom ons dan by 'n waarde uit van minus 2536,43 joule. So enige van die twee maniere kan jy dit gaan doen.